Woke up this morning, and life as you know it looks nothing like the kind of life you knew before. All of a sudden, fear stole the headlights, and it don't feel safe to even step outside your door. In this world you will have trouble, but I have overcome the world. So take heart and take a breath, and let me lift that heavy weight up off your chest. Take my hand, I know it's looking dark, but when the world falls all around you, I won't let you fall apart. Take heart, take heart. Goeiemôre geliefdes. Ek wil na hierdie week van 'n groot klomp onsekerheid elkeen wat rus nodig het uitnooi. Ek hoop elkeen van julle wat nodig het om net so 'n bietjie die dinge van die week te laat gaan en ergens perspektief te kry en die groter prentjie weer te sien, kan vandag daai genade van God kry. Ons gaan vandag tyd spandeer met die woord, ons gaan 'n bietjie bid en mag die Here se genade ons harte aanraak. Mag ons harte sag raak en mag ons verstaan waar ek staan vandag. So welkom aan elkeen wat vandag deel is van ons erediens. Elkeen wat antwoorde soek van God. Elkeen wat hoop soek. Kom ons sluit die oë en dan begin ons in die naam van die Here. Here Vader, U is ons begin en ons einde. Here, U is die tyd wat ons spandeer op die aarde, en ek dink na so 'n week wat verby is, Here, besef ons een ding. Waar lê ons mense se waarde? Ek dink is net omdat God ons waardevol ag, dat ons waarde het. In onsself kom ons agter hoe klein ons is. In onsself kom ons agter hoe donker ons kan wees. Ons sien dit raak, Here, ons ervaar dit, ons beleef dit. Maar U sien iets anders raak. Daarom het ons nodig om vandag uit U oë uit te kyk, Here, want ons eie oë kan dit nie altyd sien nie. Mag U ons kom help. Mag U Gees ons lei. In die wonderlike naam. Amen. Genade vir julle en vrede van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en ook die Heilige Gees. Amen. Daarna het Jesus weer die menigte nader geroep en vir hulle gesê: Luister julle almal hier na my en verstaan dit goed. Niks wat van buite af in 'n mens ingaan, kan hom onrein maak nie. Maar die dinge wat uit 'n mens uitkom, dit maak hom onrein. Toe hy van die menigte af weer huis toe gaan, het sy disippels hom oor hierdie beeldspraak uitgevra. Hy sê toe vir hulle: So dan verstaan julle dit ook nie. Begryp julle nie dat niks wat van buite af in 'n mens ingaan hom onrein kan maak nie, omdat dit nie in sy hart ingaan nie, maar in sy maag en daarna uit sy liggaam uit. Daarmee het hy alle kos rein verklaar. Maar het hy verder gesê: Wat van binne af uit 'n mens kom, dit maak 'n mens onrein. Van binne af, uit die hart van die mens, kom die slegte gedagtes, die onkuisheid, diefstal, moord, oorspel, hebsug, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, ligsinnigheid. Al hierdie slegte dinge kom van binne af en dit maak 'n mens onrein. Geliefdes, ek wil vandag uit hierdie gedeelte uit 2 boodskappe bring. Nou, die een boodskap gaan kom uit ons teks uit, die hele idee van hoe Jesus praat oor ons reinheid, en wie ons as mense word en is. Maar die ander boodskap gaan oor ons tyd. Het gaan oor hoe gaan ek myself posisioneer in hierdie koninkryk van God op die stadium. 7. Jesus het 'n stryd met hierdie fariseërs, Dit gaan maar baie oor hulle tradisies, hulle maniere van dink. In ons ou manier van dink, sê hy, is daar spesifieke maniere hoe 'n mens aanvaarbaar bly vir God, hoe jy skoon bly vir God. Dinge wat jy moet doen om te sorg dat jy eintlik aanvaarbaar is in die samelewing, heilig is, het hulle gesê, rein is, skoon is. Dinge wat jou siel voed.
En na Jesus 'n rukkie met hulle gepraat en agtergekom dat selfs die disippels verstaan nie eintlik hierdie dinge mooi nie, het almal nader geroep. En dan kom hierdie klimaks, hierdie deel waar hy vir almal sê, weet jy wat, kom gou almal, en kom luister nou baie mooi na wat ek nou gaan sê. Want dit gaan bitter belangrik wees in julle bestaan en julle vorentoe gaan. So hoor wat ek sê. Niks wat van buite af kom, maak jou onrein vir God nie. Dis van binne af waar ons onreinheid uitkom. Dis van binne af waar dinge begin. Binne af waar die boosheid of die lig skyn. Nou, dit het my baie laat dink. Ons kyk nou baie vas in die feit dat Jesus hier gepraat het oor kos, nee, maar ek dink dit is tog van toepassing op 'n klomp dinge vandag. Ons sien net soos die Fariseërs baie keer die invloed van wat dinge van buite af op ons kan hê. Nou onder andere, jy kan dit ook maar sê met kos, nee, die manier hoe ons eet, die manier hoe ons drink, aan tafel sit, al hierdie goed het 'n invloed saam met wie ons sit, die goed wat ons hoor, die goed wat ons doen, nee, die mense om ons, die nuus, hoe jy groot geword het, ons sê al hierdie goed van buite af het 'n invloed op wie ek is. Maar Jesus laat ons een ding mooi verstaan. Hy wou hê sy disippels moet dit ook hoor. Niks wat van buite af kom, bepaal jou situasie met God nie. Niks van hierdie buite-invloede is die alfa en die omega van wie jy is voor die Here. Ergens moet dit begin binne jou. Nou, ons het 'n week van 'n klomp plundery en wreedheid en selfsug gesien. 'n Klomp goed wat verkeerd gaan. En ons hoor maar baie in die media en in die nuus en van mense wat sê dat ons moet ons oë oop hou, dat baie goed het van buite af gekom, dat dit politiek is en dat dit 'n tyd nou al gekom het dat mense so groot gemaak is en dat hierdie goed so ervaar is en ons hoor 'n klomp buite-invloede wat die rede is, né? Ek wil vandag hoor wat Christus sê. Dit gaan nie net vandag oor ander mense nie, maar dit gaan oor my. Dit maak nie saak wat se invloede jy gehad het van buite af nie. Elke mens moet eendag 'n keuse maak in jouself. 'n Keuse wat van binne af kom. Gaan ek hierdie boosheid koester? Gaan ek daarin glo? Gaan ek voortbou daarop? Gaan ek saam met dit staan? Want die waarheid is, broers en susters, die keuse kom altyd van binne af. Van ons af. Nou, een ding wat jy al ervaar het in 'n tyd waar dinge gebeur sonder dat jy enige invloed daarin het. Ons het dit gesien met hierdie COVID, ons het gesien met hierdie betogings nou. Die oomblik wat dinge buite mense beheer raak, dinge te groot raak, nee, en ons as mense begin magteloos voel, is die eerste ding wat inkom in jou hart, is wreedheid. As 'n mens begin klein voel, as mens begin voel, ek het geen hand om myself te red nie, ek het geen hand of krag om uit die ding uit te kom nie, dan begin ons in ons wese diep binne-in wreedheid kry. Ons begin minder omgee. Ons gee nie eintlik meer om as ander mense seer kry nie. Ons gee nie eintlik meer om wat die gevolge is van die dinge wat ons doen nie. Ons magteloosheid maak ons op wrede maniere dink. Weereens, ons het 'n week deurgegaan van 'n klomp goed wat gebeur het. Ons moet een ding erken. Dis belangrik. Dit maak nie regtig saak wat die rede is, hoekom hierdie goed gebeur het nie. Polities, agtergrond, wat ook al. Elke mens moes kies. En hierdie week het vir ons gewys wat gebeur as mense verkeerd kies. As mense die wreedheid binne hulle dra. Afguns, kwaadwilligheid. As ons gevoel begin verloor vir mekaar. Ergens moes elke mens 'n keuse maak. Hierdie betogers het verkeerd gekies. En die boosheid het gegroei en ons het gesien die gevolge daarvan. Jesus sê,
dis nie goed van buite af wat jou onrein maak nie, dis die goed van binne af. En hierdie was goed wat verlang van binne af verkeerd gekoester is. Maar dit gaan nie net oor hulle nie. Dit gaan nie net oor die skade wat hulle gemaak het nie, dit gaan vandag ook oor my. Want wat moet ek dink oor hierdie goed? Wat moet ek voel? Weereens vir elkeen van ons wat hier sit, het dinge van buite af ons seer gemaak. Ons kwesbaar gemaak. Dit ons laat klein voel. Dit ons laat voel of ons arms nie sterk genoeg is om onsself of ons familie te beskerm nie. En dit kan maak dat ons wreed raak. Dit kan maak dat ons begin kwaad raak en die kwaad koester en wraak kry. Dieselfde verantwoordelikheid wat ander mense gehad het om reg te kies en hulle het nie gedoen het, dieselfde verantwoordelikheid het ek. Die vraag is nie hoekom het dit gebeur nie, die vraag is vir my vandag, wat wil ek wees? Die keuse bly by my. Hierdie goed kan my tref en ek kan dit veroorsaak dat dit my 'n wrede mens maak, 'n harde mens, 'n kwaai mens. Maar ek wil nie dit wees nie. Al verstaan ek nie die goed wat om my aangaan nie, al verstaan ek nie dit nie, die belangrike punt bly vir my, ek wil nie daai persoon wees nie. Ek wil nie hierdie keuse maak, hierdie ding binne in my laat vloei, wat donker te maak nie. Ek wil lig hê. En daarom het ons elkeen ook vandag 'n keuse. Hierdie goed tref jou. Hierdie goed maak jou seer. Hierdie goed kan selfs jou geloof seer maak, nee, dit kan selfs maak dat jy vir God kwaad is. Hierdie goed is waar. Maar hierdie goed kies nie wie jy is nie. Hierdie goed besluit nie namens jou nie, hierdie goed is nie verskonings nie. Hierdie is goed wat in jou gebeur het. Jy kies wie jy word. Jy kies wat se lig daar uitkom en daarom is hierdie boodskap van Christus eintlik so diep in dit. Dit gaan nie oor die goed wat van buite af kom nie. Ja, daai goed het invloed op hoe ons voel en hoe ons seer kry, ja. Maar wie jy word en wie jy is, dit kom van binne af. Nou dit is daai een eerste stap, broers en susters, van ons boodskap vanoggend, maar dan wil ek 'n tweede ding ook sê. Waar moet ek myself in die koninkryk van God plaas? Dit raak moeilik, né? Ek hoor gereeld mense sê, ek weet nie eintlik hoe om te bid nie. Ek weet nie eintlik hoe om vir die Here te vra vir goed meer nie. Ek is nie seker wat sy plan is nie. Dit raak vir my duinserig, dit raak vir my moeilik. Nou ek het vir die eerste keer in my lewe het ek en my vrou 'n voorreg gehad om by die huis waar ons bly 'n klein stukkie van die see te kan sien en ons voel baie bevoorreg daaroor en een voorbeeld wat ek altyd daar uit sien. En as iemand kom kuier, dan vat ek hulle altyd na die plek in my erf waar jy die see so 'n bietjie kan sien en dan spog ek eers bietjie oor daar, kyk daar's ons die see en daar's die bote. En gereeld gebeur dit waar ek hulle vat en in die oomblik wat ek daar sien, dan sê hierdie duinserigheid oor die see en dan kan jy die see sien nie, nee, is net so gryserigheid, bietjie bewolk en alles wat daar oor die see gaan. Dan moet ek probeer vir hulle verduidelik. Jy sien nou daar, jy kan dit nie nou sien nie, maar daar is 'n see daar agter, nee, en hy is blou en jy kan sien gewoonlik die bote daar, maar dan moet jy probeer verduidelik vir die ou, daar is iets daar, hoewel jy dit nie kan sien nie, is hy daar. En dit is moeilik, nee, dit is amper al 'n teleurstelling wat jy wil gehad het hulle moet sien wat daar regtig is, maar hulle kan dit nie sien nou nie want dit is te duinserig. Dit is 'n bietjie grys. Dit is moeilik. Ons voel op die stadium baie so oor die Here. Ons weet hy is daar. Ons het hom al baie gesien. Ons kan ons geestesoog sien hoe hy altyd nog daar is, maar vandag moet ek vir ander mense dit wys en vandag is dit so 'n bietjie grys, né? Nee? Vandag is dit moeilik om vir hulle te sê, weet wat, ek weet jy kan dit nie nou sien nie, maar daar is die God is daar. Dit maak my posisie in die koninkryk vir ons baie moeilik as Christene. Dit voel vir ons as ons so 'n bietjie moeilik vir mense moet verduidelik van hoop en van geloof. Ons weet self nie eintlik baie om te bid nie, want ons kan nie die prentjie op die stadium sien nie. Dit is baie grys vir ons, nee, baie moeilik. En ek dink dit is hoekom ons ergens moet besef dat ons het verskillende rolle in die koninkryk van God. Verskillende werke wat ons moet doen en dinge wat gebeur. Ons weet Christus het ons geleer dat hy
op sy sigself koning, priester en profeet was. Nou ons het elkeen ook van die rolle wat ons in ons lewe by verskillende tye aanneem. Nou ons het vir 'n lang tyd as mense het ons die rol van profeet aangeneem, waar ons vir mense kan sê, so sê die Here, ek kan die Here sien, en kom ek verduidelik vir jou, kyk daarso is hy, nê? Kom ons wys vir mense die Here. Maar nou is dit Dinsdag, en ek self kan ook nie altyd die prentjies sien nie. So dis vir my moeilik om 'n profeet te wees op die stadium en te sê, so sê die Here, want baie van ons weet nie eintlik nie. So in die koninkryk van God moet ek 'n ander rol aanneem. Dis my tyd om bietjie iets anders te doen. Miskien moet ek nou profeet bietjie agterlos en bietjie priester speel. Miskien moet ek net by mense wees. Miskien moet ek net by hulle gaan sit. Miskien moet ek net 'n middelaar wees, God se hande vir nou, en sy voete, en sorg dat mense okay is. Miskien moet ek die rol van koning opneem, nê, in die koninkryk nou. Nie die koning, nie God nie, maar die koningrol beteken eintlik die mens wat nou besluite moet neem, te sorg dat almal onder hom okay is. Moeilike besluite, nê? Mag ons nou keuses neem om te sorg dat die mense om ons vrede kan hê, en vreugde en voorspoed kan hê. Miskien moet ons nou daai rolle opneem. Miskien is ons so vasgevang in hierdie tyd nou, dat ons wil antwoorde gee, en ons wil vir die mense sê, so lyk die Here, dat ons onsself vasvang. En ons besef, daar's ander rolle wat nou moet gevul word. God bestaan, broers en susters, al is die lig bietjie grys, en al is die water duinserig, en al is dit moeilik om nou te sien. Maar mense het nie nou net noodwendig dit nodig nie. Ons omgewing het nodig dat mense moet by hulle sit, en voete en hande wees. Troos. Mense het nodig dat ons die regte besluite moet neem. Goeie leier wees. Besluite moet neem wat almal vrede gee, nie net vir my nie. Nie net vir my familie nie, nie net vir my gesin nie, maar vir ons almal. Maar ons moeilike keuses moet neem, en kinders van die lig moet wees, al is dit moeilik. As ek hierdie stuk lees van Jesus, en hy praat so baie oor wat van binne af kom, dan moet ons anders begin kyk en dink. Ons kyk altyd na wat buite af, en wat van buite af ons tref. Ons kyk altyd na die vyand. Ons kyk altyd na die dinge wat ons veroorsaak om kwaad te wees, of wat vir ons rede gee om terug te slaan, of terug te beklei. Jesus sê, hou jou oë af van daai dinge af. En kyk na binne. Kyk na wie jy is. Om 'n kind van die lig te wees, beteken jy vertrou die koning. Om maak die besluite nie vandag sin nie. En daar is die prentjie vir my 'n bietjie duinserig. Ons bly in sy koninkryk. Ons bly sy kinders. En vandag, net vandag, miskien wys God vir my waar ek moet staan. Wat se dinge nou belangrik is. So kom ons beweeg bietjie weg van die verduidelikings af, en om vir almal te sê waar God eintlik is, hoewel hulle hom nie nou kan sien nie, en hoewel dit moeilik is, kom ons begin sy hande en voete wees. En kom ons maak besluite wat reg is. Kom ons sorg dat ons harte rein brei, en elke wreedheid en donkerte, en elke afguns, en elke kyk na mense se goeie en dit nie wil raak sien nie, verwerp ons. Want dis nie wat ons wil wees nie. Kom ons sluit die oë. Here Vader, maak nie saak wat om my gebeur nie, Here, en wat my tref nie. En elkeen van ons. Ons wil die lig volg. Ek wil eerder deel wees van die koninkryk van die lig as die koninkryk van die duisternis. Ek wil eerder wees deel van die oplossing en die troos van mense en die verlossing as deel van die verwoesting en die steel en die wreedheid. So ek gaan bly werk aan daai dinge. Ek gaan myself bietjie wegbeweeg, Here, van die profeet af, en ek gaan bietjie priester wees en leier. En ons gaan dit saam met U doen, Here, want ons weet U is daar, al is die prentjie bietjie duinserig. Ons weet U is naby. Van al die tye af het ons al U gesien, Here, U is nog altyd net mooi daar. Help ons vandag met die groot genade, in die wonderlike naam. Amen.
Broers en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen.